Goeiemôre almal. Ek hoop dit gaan goed. Ek hoop julle het lekker geslaap. Ek het lekker geslaap. Ek het 'n goeie 8 ure in, amper 8 ure. Vroeg in die bed gewees. Jy weet, ek is 'n ou naglopertjie. En is 'n man wat moeilik in die bed kom, maar as ek my kop neer lê, kyk, dan slaap ek, laat die piesies bewe. In elk geval, en ek het nou vanoggend nou lekker gou daar langs die see gaan sit, op 'n restaurantjie, en ek het so uitgekyk oor die see, en ek het gesien hoe die son blink op die water, en jy sien die son daar so deur die wolkies, sy strale uitstoot. En dit is 'n wonderlike ervaring om so te sit en kyk na die see, en by jouself te dink, wat 'n voorreg om dit te kan beleef. Die natuur skoon, die groot, absolute, fantastiese stuk water voor jou, en te luister hoe die branders breek, die geluid van die see, fantasties. In my geval, dis nou nie waaroor ek nou vanoggend vir julle wil praat nie. Ek wil vir julle die kinders wat nou so kamma begin kyk en na my in die twaksak, die wil vrek lag oor ek sit 'n pyp rook, en ek dink baie van hulle het ook nie verwag dat hierdie meneer wat elke keer so prim en proper voor hulle staan stoot pyp nie. Maar dit is ook nou nie dat ek nou regtig 'n roker is nie. Ek het al 24 jaar gelede het ek eintlik gestop met die rokery. En die ding met die pyp het nou eintlik begin toe ek nou een aand op die ingewing van die oomblik besluit het, ek wil vir julle vertel van die pyp wat my vrou vir my gekoop het toe ons nog gekol het, ek nog gekol het by haar. Maar in elk geval, nou ja, toe het die een hand oor die ander, en wil ek op sê, die ding nou half ontwikkel. Ek stook elke keer 'n ou pypietjie, en alles en almal soort van is nou stom verbaas, maar goed. En toe het vriendin Ellen en Hanke toe nou gekom met die idee, noem jou stories uit my twaksak. So, ek dink ons het nou al uit my twaksak nommer 17 gedoen, kan jy glo? En weet jy, ek het soveel stories wat ek graag wil vertel. En nou ja, ek het nou 'n ander een wat ek nou vir julle gaan vertel, wat nou verband hou met rokery. Jy weet, seunskinders is snaaks so goed. Nou, of hulle nou rof en onbeskof is, en of hulle nou softies is, soos ek. Ons vang maar ons stoudighede aan, so somewhere along the line, soos wat ons groot word. En ek het ook probeer rook, en ek wil nou nie sê, ek het 'n sukses daarvan gemaak nie. Maar ja, dit het in my gedagtes ver laat gaan. Ek sal nooit vergeet het, die heel eerste keer wat ek gerook het, was toe ek in graad 1 was, sip A. Dan gaan kuier ons by my oupa en daar op vloer. Nou, oupa het graag oorgestap na oom Koos en Aunt Leni. Hulle het so, as jy so wes kyk van oupa se huis, of jy so deur 'n drifgie geloop, en dan aan die oorkant van die drifgie, daar het oom Koos en Aunt Leni se huis gesit. En nou ek en oupa het dikwels gestap daarheen, ook nou maar uit nood uit, want ouma het gesê, Jan, julle moet vir my gaan melk haal, ek het nie meer melk nie. En dan ek en oupa nou die ou enamel bekertjie, emmertjie gevat met sy dekseltjie op, so daai size ongeveer, so 'n emmertjie, so wittetjie, en dan het ons nou gaan melk haal. Nou, Aunt Leni het bokke gehad, en ek kan nie onthou dat ons ooit 'n koei gemelk het, wil ek op sê, om melk te kry nie, maar Aunt Leni het 'n bok gehad, en dan daai bok by mekaar gehark en staan gemaak, en het Aunt Leni nou gemelk, en dan die vars bokmelk, dan ek en oupa nou weer daarmee terug na ouma toe, maar so in die storie, het ons dan ook nou 'n lekker gesels by oom Koos en Aunt Leni, en ek sal nooit vergeet die een vakansie,
was Koos Adelenie se kleinseun was ook daar. Hy was so is by sy, so 'n rapsie ouer gewees. En hulle het, sy pa het op Nababi, daar in Namakwa gewerk. En nou speel ek 'n Arrie. Nou as die groot mense nou hulle toppertjies dooddruk sigaret, dan vat ek die toppertjies. Dan gaan sit ons nou agter die bosie, net so aan die ander kant van die huis. Man, heeltemal in sig van die groot mense, kruip ons nou agter die bos weg. Dan maak ons nou die toppertjies reguit en dan rook ons. Hoes en kug en ja, daar's niks so naar as 'n blerrie toppertjie. Dis die slegste smaak denkbaar. Maar ja, ons het toppertjies gerook. Ek dink oupa het agtergekom en ek het nou gesien die toppertjies raak al hoe langer. Ek dink hulle druk dit vroeër dood dat die twee jongetjies net daarom ietsie het om te kan rook. Ja, geval. Ja, dit was my begin van rook. En die tweede keer waar ek my oog op 'n sigaret gehad het, Pale was in die 68 Oossee. En daar was 'n lugredery, Sabena. En Paul het met Sabena gevlieg. En toe hulle nou terugkom, toe is daar 'n boksie, so 5 sigarette, so 'n lang platterige boksie, so lengte van 'n sigaretjies, 5 lêers langs mekaar. Sal ek my lewe nooit vergeet, buite op staan Sabena. Die boksie het toe nou sy verskyning gemaak. Maar het nooit gerook nie, maar dit land toe nou in die kar se paneelkussie. En ek het die sigarette gekyk, en ek het later by my begin dink, Pat vergeet van daai sigarette. Die goed kan nie so lê nie. Iemand moet dit rook. Iemand moet dit rook. Ek dink ek was seker so dis die Desember vakansie van my CB-jaar gehad 2, want Paul was in Junie oorsee. Ja, maar herder tog, wat sukkel nou weer vandag. Het is net of ek my slag verloor. Met die veertjies, ek sê die veertjies, die goede werk nie, die stupid bloody veertjies nie. Maar ervoor. Daar kom ek. Ja, man. En toe eendag, toe besluit ek, gaan hierdie pakkie gaan nou verdwyn. Vat die pakkie sigarette. Wat gaan nou aan? Afval. Vat die pakkie sigarette. Stap af lande toe. Oor die kanaal. En dan as jy aan die ander kant van die kanaal is, dan beweeg die paadjie so af tussen die landerye deur. En dan jy kan nou wegkruip daar. Mense, en ek vat toe na die sigarette saam. Ek gaan nou een probeer. Vuurtjies uit ouma se kas gevat. Steek op die eerste enetjie. Ouma gepaf, man, ek is graad 3 staan dit een, weet niks van rook nie, maar ek paf laat die bietjies bewe. En toe ek nou klaar is daarmee, toe besef ek nou, wat is nou 'n gat in die boks, pa gaan ons nou sien, daar is 'n sigaret weg en hy het hom nie gerook nie. So hy gaan 2 en 2 by mekaar sit, en dan is ek nou die skuldige. En ek het geweet, in die kort het pa die kinders pak slag gegee wat so skelm gerook het, dan gaan ek ook nog pak kry. Want en ek vat die volgende een. Die gat raak al hoe groter binne die boks. En ek het nader nummer 5, hoor jy, maar ek het myself dronk gerook. En dan goed, vet.
ek het my lewe nog nooit so sleg gevoel nie. En teen die tyd wat ek nou klaar is, het ek hoofpyn, en ek is dronk in die kop. En nou moet ek teruggaan, die boks het ek weggegooi, en ek het nou maar gehoop, pa gaan nou nie agterkom, die boksie is nou weg uit die paneelkassie uit. Kom terug by die huis, nou weet ek, nou stink ek. Maar ek weet, oupa het altyd geruik na rook, en as pa so sosiaal, bietjie sigaretjie saamgerook het, dan, nou ja, ek moes nou nie stoep, ek weet of so mens gaan ruik. Nee, ek gaan nou water drink, nou drink ek, omtrent 3 bekers water, my pen staan omtrent van die water te gedrink het, want dit gaan nou die stank wegvat. Ja, maar ek voel sleg. En, maar ek sidestep so vir maan, ek sidestep vir alles en almal wat nie rook nie. Hulle moet toch net die ruik dat ek gerook het nie. Mense. En ek gaan lê in Male se kamer. Nou kom maar, nou was hy wat vir my hoor, wat gaan aan, hoekom voel ek sleg? Ek dink sy, kan gaan hier kom hy, se stinkbol rook hier by my haar. Nou maar, nou toe Mano in die kamer kom, toe druk ek nou my gesig in die kussing in, laat sy moet nou nie ruik nie. Nou vra ma, ek sê ek het hoofpyn. Ag, herder, ek sê vir ek het hoofpyn, maar sy het nou seker 2 en 2 by my lekker by mekaar gekry. Nou sy gaan nou vir my 'n pilletjie bring, maar ek lig in my, ek versmoor omtrent in die kussing. En in elk geval, dit was nou die tweede keer wat ek nou van kan onthou, die Sabena pakkie. Niemand het ooit navraag gedoen nie. Was so 'n stapie jare aan. En ek onthou my staan is 7 jaar, dis nou graad 9. Toe bly ons op Beaufort Wes. Toe kom daar op 'n stadium so 'n jeuggroep uit Holland aan. En nou weer in die kerk en almal vat nou gaste in. En ek sal nooit vergeet, dis winter. Dis koud op Beaufort Wes. Hier kom die Hollanders, hulle dink dis somer. Hulle kry nie koud nie, want hy kan baie kouer in Holland in die winter. En ek sal nooit vergeet, by ons het thuis gaan 2 meisiekinders. Frida Quist en Gonda Hendrikse. Daai naam het gebly sit. Ek wonder wat van die 2 skepsels geword het. Nou in elk geval. En maar hulle is toe so opgeskoot, hulle is nou so standaard 8, standaard 9, hulle is so 'n jaar of 2 ouer as ek. Maar hulle rozolle, rook hulle. Ja, maar so nooi paal toe nou vir meneer van Sailere om hulle enetjie nou ook te bring, dan kom eet almal nou maar by ons. Nou die 3 Hollanders wat hulle nou maar verder uit, dan gemens verstaan hulle nie. En in elk geval. En teen die tyd wat meneer van Sailere toe nou met hulle gas kom, toe is ons 2 nou in die stort, in die badkamer, maar jy hoor dit gil en dit raas en ek weet nie wat hulle anders aanmaak in elk geval. Uiteindelik hier kom die 2 uit, hare, watersop nat, hulle het die bloesies aan, die man, die pense is sit kaal, en hulle is so lekker en so vrolik, in elk geval, jy weet, ma en pa is nou baie proper gewees, maar very ladylike, en baie mense ontbloot nie haar pens onder so in die openbaar. En my pa se raai wenkbrauw so begin staan, weet jy, Kasper, so ek kyk hierdie besigheid, hy word seker vir wat die hel het wel gebeur, hoekom het, wat het my besiel om ja te sê vir hierdie 2 bly die kaaskoppe. Maar die is 2 oulike kinders, was niks fout met hulle, maar laat hulle gestook het, dit het vir pa heeltemal teen die bors gestuit, maar ja, so is die 2 toe nou die volgende oggend weg, en ek onthou maat in hulle kamer ingegaan, sien sy nou die koffers en die goedes is bo op haar mooi wit bedspruite,
haal sy dit af. Nou kom sy later weer, as dit goed is, weer op die bed, haal sy. Vet weer. In elk geval, maar so is die 2 Hollanders weg, en toe ek nou gaan kyk, ek gaan nou visenteer inspeksie doen, in die gastekamer, waar die 2 geslaap het. Wat sal ek sien? Daar lê die zolpapiertjies, en die twakkies, roltwak, net so in die sakkie. Nou of hulle dit vergeet het, en of hulle dit as prins gelos het, dit sal ek nie weet, maar wat ek wel onthou, die aand, terwyl ons nou daar sit in die sitkamer, die 2 half nat kinders, en meneer Van Zyl met hulle gaste, ma en pa, en toe het een van hulle vir my gevra, rook jy? Ek was so verleerd, want toen sê ek nou, maar nee, ek rook nie, maar ek weet, ek het way back toe, ek het Sabine pakkie opgestoot, en ek het toppertjies gerook. Nee, sê ek, nou kry ek die gevoel, hierdie 2, hierdie twak en hierdie zolpapier as prins vir my gelos. En ek kom toe daar af, maar ek, ag, jy weet, ek is maar 'n ordentlike kind gewees. Baie mooi opgevoed, ma en pa se trots. Toe vat ek nou die ewe vroom, vat ek nou die pakkie sigarette in die zol papiertjie na pa toe, die pakkietjie, die ding pakkietjie, in elk geval. En ek sê vir pa, hulle het dit hier vergeet. Pa sê, nee goed, baie dankie, hy vat dit. En in die gang was daar kaste gewees, ingebouwde kaste. En pa sit dit hierbo in, waar jy dit nou nie met die blote oog nou soms so kan sien, want jy moet eers, hulle kan pas teen die rakke opklim, of jy moet voel. En ek het nie geweet, dit is daar nie. Maar so stap die tyd aan. Nie lang daarna nie. Ek was op soek na iets gewees, en hier kry ek die twak. En die papiertjies in die besak. Ek gaan dit nog 'n bietjie try. Wag net 'n paar maand, bietjie Sondagmiddag kom, en dan gaan die manne kuier. Hier is so van 3 uur af, dan het ons nou 'n gewoonte gehad, dan ry ons nou deur die dorp, kyk, wie's wakker, waar staan daar alle kant, op die Sondagmiddag, en dan, soos hier teen 3:30 se kant, dan boek jy in, en dan word daar gesels en gekuier. Ja, en die Sondag toe, altyd, ek klink altyd, en gaan altyd saam met my pa, hulle gaan na mense toe waar daar maats is, hulle portier, en die kinders is natuurlik na my portier ook, in elk geval. Nee, ek wil nie saam nie. In elk geval, pa is toe nou weg, en toe ek dan sien die kar so stoffies, so 'n stofstraat gaan, die stoffies het gaan lê, en pa is weg, ek maak doodseker, waai omtrent vir hulle, neem afskeid, klim in die kas, ga af. Nou die ek onthou, die gesukkel om die twakkies nou, en die lek en die ding gerol te kry, kyk, dit is 'n slag wat jy moet hê, nee, en as jy nou soos ek is, wat nou vir die eerste keer, die twak val af, jy kry nie die bly papier gerol nie, jy kry nie gelek nie, en net sodra jy dink jy het om gelek, dan val het weer, erde. Maar so het ek dan nou die zolletjie gedraai gekry. Maar ek kan nou nie in die huis rook nie, want pa is nie 'n normale roker nie, dus moes nou maar net so, as ek nou gaan stoot binne die huis, dan gaan iemand vra, wat het nou hier gebeur? So ek gaan toe dan gestaan agter die waanhuis, daar by pa so 'n afdak gehad, en daar by die karavaan gestaan, dan staan ek daar so rook. Oh, maar ek is bang, jy weet, kyk uit, niemand mag ons nie, Tannie Marie en ook Frikkie aan die ander kant, en hier agter ou Blaar en Molly, hulle moet nie sien nie. So ek, in elk geval, en so het ek nou op reëlmaat, as pa weg is, vat ek die sigarette, en dan natuurlik is 'n klas, tande wat geborsel, gespoel, en weer 'n keer geborsel, en voordat hulle kom, borsel ek weer, en so het ek toe nou op reëlmaat zol gedraai, en mense, en op 'n goeie dag, toe ek die papiertjie so uithaal, tussen die laaste een, en ek besef, donderdag, hier gaan moeilikheid kom. Hier is die papiere nou op, en waar kry ek nou hierdie papiere, en ek het nie eintlik sakgeld, pa het was nie geglo in sakgeld nie. Maar in elk geval, so, daardie spanning,
van pa gaan agterkom, die bly die papiertjies is op. As hy daai twaksak by op 'n stadium weer onthou waar hy nie goed gebeer het, en hy gaan kyk en dan gaan hy sê, ha, iemand het gerook hierso, dan gaan my gat brand. In elk geval, pa het nooit iets gesê nie. Ek weet nie wat van hy twak geword het nie, maar ek is more or less skotvry af. Dit was toe nou die rokery. En dit het omtrent elke Sondag gebeur. Net sodra Kasman en Ansie hulle rug draai dan rook ek. In geval. En ek het nogal vaardig geraak met die zoldraaiery. Want daar was baie twak gewees en daar was baie papiertjies gewees. In elk geval. En snaaks is toe trek ons nou Moreesburg toe en ek is mos nou hierdie ordentlike kind, so ek het nou nie gerook nie. As mense vra, rook jy dan? Nee, ek rook nie, maar ek weet vir my sondes van die verlede. In elk geval. En toe kom ek op Wase 10. En ek sal nooit vergeet die ou Koos. Koos is 'n ou dierbare skepsel gewees, maar 'n vreemde man. Maar in elk geval, en toe ons nou inboek in dagbreekie seksie 1, daai eerste dag, hier haal die jong manne, ons is nou almal eerste aas uit, hoe kan van hulle, maar kyk, nou kan jy rook, nou kan mense gaan 'n wenkbrauw lig nie. Hier haal die manne hulle sigarette uit en hulle steek aan en dit word gesosialiseer, en dit gaan net lekker. In elk geval, en toe besluit ek, een bied toe nou nogal vir my sigaret aan. In elk geval, toe besluit ek, nee, ek moet dan ook nou man, ek is nou pas uit 17 uit, ek het nou pas 18 geword. En nou is ek dan my groot man, en ek is op wagentjie, ek kan my eie besluite neem, dit was die lekkerste van alles gewees. Ek kan nou self besluit wat ek wil doen. In elk geval, wat so voortjies hierdie man nou aan my gekom. In elk geval, hier gebeur nou niks. In elk geval, sien, so gaan die rokery. As jou vuur nie reg is nie, dan kan jy nie rook nie, en dis ook seker 'n bedekte seun. In elk geval, gaan koop daai dag vir my eerste pakkie sigarette. Maar nou moet ek vra, wat se sigarette moet ek koop? So nou kyk ek, wat is die sigaret, wat elke ou se sigarette, die een het 'n Paul Revere, die ander het Gaulois gerook, Gaulois was 'n sterk by die sigaret, en dit was sy prys gehad. Paul Revere en Lexington, en sê die een ou vir my, nee, hy rook Benson & Hedges Special Mild. Dis nie so swaar op die longe nie. Ja, maar so het ek toe nou Benson & Hedges Special Mild begin rook. En ag man, ek sal vir jou sê, hier by die steretjies is vertering Boggerol. Gaan ons sit die pyp en kan gesels ons klaar. Nou goed. So het ek toe nou Benson & Hedges Special Mild gerook, mense. En toe, voor ek my oë uitvee, toe rook ek 'n pakkie op 'n dag. En kom jy by die konservatorium waar ek nou musiek studeer het, kyk, die oomblik as daar 'n breek is, dan sit ons daar in die sit area binne, toe mag ons nou nog binne in die geboue gerook, maar jy moet nou nie in die oefenkamer, daar mag jy nou nie rook, waar party ouens het dan maar daar gestook, en dan kom jy agter, hier's brandmerke op die klavier, die ouens sit die sigaret, dan oefen hulle 'n bietjie en dan begin die sigaret te brand. In elk geval. En ja, ons mag nou nie die spesiale dinge is opgesit, mag geen rook nie, en also, maar in die sit area. Dan stook daai klomp musiekstudente. Kyk, die vroumense, die mansmense, ons almal rook, ons haal, en Benson & Hedges. Dit was die brand gewees. En dan het hulle, party ouens het menthol, hierdie sulke langerige dun wit sigaretjies, soos kappielietjies het hulle dit gedoen. Van die girls, soos hulle met hierdie rook hulle te lekker. Maar in elk geval. En ek sal nooit vergeet
En so het ek dan nou gerook, ek het dwars in my varsity jare het ek gerook, soos blerrie skoorsteen. Ami was natuurlik, dit was 'n disaster geweest, heeltemal te veel gerook. Maar hulle het ons fiks gemaak en die longe het bietjie gesukkel, maar ons is deur die Ami, maar elke breek wat daar was, elke oomblik, die oomblik as jy niks gedoen, dan het ons gestook, vreeslik gerook. En so het ek intussen daar nou my vrou ontmoet en so, kyk, ons het gevry, wil ek ook sê, so tussen die rook deur, my vrou het altyd gesê, die liefde is blind, maar die liefde proe nie, en die liefde ruik ook nie. In elk geval, so sy is deur dit, maar die rokery het haar nou nooit regtig vreeslik aangestaan nie. Maar nou kan sy ook eintlik niks sê nie, want nou kom ons, kyk ons nou, in my tweede jaar Abi, wat ek nou gereeld in Pretoria gewees, dan gaan kyk ons nou oor naweeke, gaan kyk ons nou by skoolpale. Ek het 'n voortrekker gesassieer gewees, en sy het haar eie woonstelletjie gehad in Sunnyside, waar jy nou deesdae nie meer kan beweeg nie, nee, dit is baie gevaarlik daar. Maar in elk geval, dan steek skoonpa sy sigaret op, en dan steek ek ook nou my sigaret op, en so, dan sien ek die ou gesig val so 'n bietjie, wat sê vir ek met rookie. In elk geval. En later van tyd het ek toe nou maar besluit, luister, die girl hou nou nie van die rokery nie. Jy moet nou maar bietjie begin minder maak. Maar wat 'n proses. En baie keer dan klap my longe hande, soos 'n ou vriendin gesê het, Marilla van die kerk. Klap jou longe hande, dan moet jy nou maar die ou sigaretje aansteek. Jy kan nou nie eintlik anders nie. Maar in elk geval, mense, en so die tyd aangestap, en so nadat ek toe nou begin skelm rook. Rookie by die huis nie, en ek koop ook nie meer nie, maar dan by die skool, en toe sê ek al intussen is nou al begin skole op as ek sê, hier by Nikomeland in Johannesdorp, dan betaal ek vir my ou kollega Dian van Dijk, dan betaal ek vir Dian 50 cent, dan kry ek 'n sigaret. So het ek nou by die skool onder pause, dan rook ek. So Dian was my voorsiener geweest, hy was my pimp. In elk geval, ek het hom afgebring later, dat ek net 1 sigaret op 'n dag rook. Ek kon nie skielik nie, ek kon dit regtig net nie skielik los nie. En toe op 'n goeie dag, toe besluit ek myself, maar luister nie, jy rook nou 1 op 'n dag. Hoekom is dit nou nog regtig nodig om te rook? Dit besef ek nie, want dit is nou nie meer nodig nie. Maar kort daarna op 'n stadium, wacht, ek dit vertel, en dan as ek nou in die middag by die huis kom, dan altyd as hulle vir my 'n soentjietje, dan sê, het jy gerook? Dit was so in 3 fases van groet in enkele sekondes. Het jy gerook? Nee. Fooi toch de arme vrou. Wat sy het geweet, hy is nie stupid nie. Maar in elk geval, en toe, daai dag toe ons hoor, sy swanger, toe besluit ek gaan nou ophou, dit is nie meer nodig nie, ek moet vir hierdie mensie wat besig is om te ontwikkel in haar maag, ek moet 'n voorbeeld stel. Nou ja, of ek nou 'n ordentlike voorbeeld gestel het, die weet ek nie, maar ek het genuine glad nie gerook nie. En ek weet, ek het baie keer dan, soos nou by die sport, by inkomste, daar kom hier die sigarettereuke hier verby. Nou raak ek so lus, maar ek staan vas. En raai, dit het heeltemal weggegaan, dat tot vandag toe nog is sigaretrook ruik nie vir my lekker nie, dit stink. En 'n ander ding van rokery wat ek agtergekom het is, hoe minder ek begin rook het, hoe meer het ek die stink van rook geruik. Want as jy aan jou handdoeke vat, dan ruik jy dit het ingetrek. En jy ruik dit in jou kussings, jy ruik dit in die kamer, jy ruik dit in die gordyne, jy ruik dit in jou klere.
hoe minder ek rook, hoe meer het ek bewus geraak daarvan. En ek het toe besef, weet jy wat, mense wat rook, is eintlik 'n baie selfsugtige, daar's 'n selfsugtigheid in die ding, van almal moet nou ruik hoe jy rook, en jy gooi jou toppies weg, en so bemors jy nou die hele wêreld, en ek was nou nogal deel toe nou daarvan. En dit het binne op 'n vreemde manier, begin bietjie wakker maak, en dit het vir my begin afstoot, die sigaretreuk. So ek het, ja, daar was op 'n vreemde manier, het die al hoe minder rokery het my eintlik gedwing om uiteindelik heeltemal te los ook. Maar nou daai wesentjie wat besig was om te ontwikkel, nou ja. Pappa het nou sy goeie voorbeeld gestel. Ek dink nie ek is 'n sukses gewees nie, want die man rook vandag. Hy is toe as skoolsteen. Maar ja, wat dit is nou sy saakies. Maar toe ek nou vir julle die pypie eendag, nou so 'n week of 2 gelede, die pyp het daar gelê, en ek dink, wag, laat ek ek wil 'n bietjie die pypie opsteek, net 'n bietjie so, ek se braai nou hier buite, en nou ja, toe het my eerste aflewering van uit my twaksak het toe nou begin, met hierdie mannetjie, en ek het sentiment aan die pyp, ek wil hom nie weggee nie, ek kon hom seker al lank al weggegee het, maar ek het nou nie, en ek geniet dit nogal om aan te steek, en 'n ou sigaretjie te rook. Kom ons kyk of ek nou vir Oulas iets kan regkry, en ek kry niks reg nie. Dit is nou vir jou 'n teken, en ek dink ek moet vir my 'n beter veertjies gaan koop. Hier veertjie. Kom ons kyk vir Oulas. Maar nou wil ek dan net bieg. Ek geniet hierdie pypie. En as ek my storieetjies vertel, uit my twaksak, kan nie, ons moet die pyp opsteek. So ek dink, die pyp het gekom om te bly. Ek gaan so once a while, sal ek hom seker opsteek wanneer my vertellings ophou, maar ek geniet dit. En toe ek vanoggend so sit, daar langs die see, en ek sit my ou pypie aan, verlang ek so na my 2 oupas, en ek wens, ek kon saam met hulle sit, en 'n ou pypie stop, en rook, bietjie stook. Nou ja, vandag, is pypie op my 2 oupas, oupa Christian Karstens en oupa Jan Bian. 2 wonderlike mense. Ek is so jammer dat ek nooit vir oupa Christian regtig goed kon leer ken nie, want hy is oorlede toe ek in graad 3 was, standaard 1. Maar ek het aangename herinneringe. Geniet julle naweek.